lees dan vir ons saam uit Handelinge 3. Een middag om 3 uur, die tyd van die gebed, was Petrus en Johannes op pad tempel toe. Net toe word daar 'n man aangedra wat van sy geboorte af lam was. Sy mense het hom elke dag by die tempelpoort, wat Mooi Poort genoem is, neergesit om by die tempelgangers te bedel. Toe hy vir Petrus en Johannes sien, net voor hulle in die tempel ingaan, het hy van hulle iets gevra. Petrus en Johannes kyk hom toe stip aan en Petrus sê, kyk na ons. Toe kyk die man na hulle in die hoop dat hy iets van hulle gaan kry. Maar Petrus sê, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Hy vat toe die man se regterhand en help hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Hy het opgespring en regop gestaan en hy kon loop. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy geloop en gespring en God geprys het. Al die mense het gesien dat hy loop en God prys, maar toe hulle besef dat dit hy is wat voor die tempel by die Mooi Poort gesit en bedel het, was hulle baie verbaas en verwonder oor wat daar met hom gebeur het. Die man het vir Petrus en Johannes bly volg, en die mense wat almal uiters verbaas was, het na hulle toe gestroom in die pilaargang van Salomo, soos dit genoem is. Toe Petrus dit sien, het hy hulle toegespreek. Israeliete, hoekom is julle hieroor verbaas? Wat staar julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of vroomheid gemaak het dat hierdie man loop? Die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, die God van ons voorvaders het aan Jesus, sy dienaar, goddelike eer gegee. Julle het hom uitgelewer en hom voor Pilatus verwerp, toe hy beslis het dat hy vrygelaat moes word. Hy was heilig en opreg, maar julle het hom verwerp en gevra dat daar vir julle 'n moordenaar begenadig moet word. So het julle hom, die leidsman na die lewe toe, doodgemaak. Maar God het hom uit die dood opgewek, en daarvan is ons getuies. Deur die geloof in sy naam het hy die bene van hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak. Die geloof wat van hom kom, het die man volkome herstel, hier voor julle almal. Nou weet ek, broers, dat julle net soos julle leiers in onkunde gehandel het. Tog het God reeds vroeër by monde van al die profete aangekondig dat die Christus sou ly. So het hy dit nou laat gebeur. Daarom, bekeer julle en kom tot inkeer, dan sal God julle sondes uitwis. Ons lees net so ver. Gemeente, soos wat die meeste van u dalk al teen die tyd weet, is ek die middelste kind van 3 sissies. My ouer sissie is 'n jaar ouer as ek, en dan het ek 'n jonger sissie wat so 5 jaar jonger is as ek. Nou, soos wat dit mos maar met kinders gaan, is kinders gereeld besig met onskuldige kattekwaad, waar hulle eintlik weet hulle is besig om nou droog te maak. Maar die wete dat hulle droog maak, keer mos maar baie min dat hulle nie die plan deurvoer nie. Nou net so het dit ook een Sondagmiddag in 2010 met ons 3 sissies gebeur. Nou, het was 'n Sondagmiddag en my ouers het gaan lê vir 'n middagslaapie, maar op die ouderdom van 10 en 11 is 'n middagslaapie mos natuurlik die laaste ding waaraan jy dink. Nou, nie lank voor hierdie spesifieke dag nie, het my ma verjaar en sy het 'n klomp badballetjies as geskenk gekry. Toe my ouers daardie Sondagmiddag gaan lê het, en ons nie veel het om onsself mee besig te hou nie, het een van ons sissies toe besluit, dis 'n goeie idee, om al die badballetjies te gaan haal, en die baksteen oprits lank mooi kleurvol in te kleur. Nou, dit was een van die kere wat ons geweet het, ons is besig om droog te maak. Maar dit was eers toe my ma ewe skielik, kliphard en heeltemal onverwag agter ons vir ons vra wat ons doen, dat ons besef het, wel nou is ons in die moeilikheid. Nou, my ouer sussie kon nog altyd vinnig op haar voete dink, en sy spring toe heel eerste op, wys haar vinger na my, en sê vir my, maar dit was nie ek nie, dit was sy. Sy het dit gedoen. Ek volg toe natuurlik my ou sussie se voetspore, en ek spring toe ook op, wys die vinger na my jonger sussie, en sê, dit was nie ek nie, dit was sy. Sy het dit gedoen, ek het maar net so bietjie kom help. Voordat Charlize toe ook 'n kans kry om ons te beskuldig, het my ma egter haar stem laat hoor, en ons al 3 se straf sommer daar en dan vir ons uitgedeel.
Nou vingerwysery is iets wat Petrus ook in vanoggend se teksgedeelte kom doen. Hy doen dit definitief nie op dieselfde manier as wat ons dit gedoen het nie, maar nog steeds wanneer hy die toespraak kom lewer, net na die genesing van die verlamde man, is dit duidelik dat hy ook begin vingerwys. Petrus, as disipel en later as apostel van Jesus Christus, glo in die opstanding van Jesus Christus. En daarom onder die leiding van die Heilige Gees, gaan hy voort om die evangelie suiwer te verkondig, selfs na Jesus Christus se kruisiging. In Petrus se toespraak in hoofstuk 3, is dit daarom duidelik dat dit alles te maak het met die krag en die gesag van die naam van Jesus Christus van Nasaret. Voordat Petrus begin vingerwys, lees ons in die begin van Handelinge 3 van die verlamde man. 'n Man wat elke oggend deur sy familie tot by die tempelpoort gedra is, waar hy dan die hele dag gesit het en gebede het. Wanneer Petrus en Johannes verby die verlamde man stap, dan keer hy hulle ook voor en vra ook van hulle iets. In reaksie hierop sê Petrus vir die verlamde man, kyk na ons. Wanneer die verlamde man hulle kyk met 'n verwagting dat hy iets van hulle gaan ontvang, sê Petrus egter vir hom, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Onmiddellik lees ons, het die man se bene en sy enkel sterk geword, het hy opgespring en kon op sy eie 2 bene staan. Die nou geneesde man het opgespring en het vir God geprys, en hy het al dansende by die tempel begin inbeweeg. Soos wat dit met sulke gebeurtenisse gaan, het die storie van die wonderwerk baie vinnig begin versprei onder al die mense wat by die tempel was vir die biduur. Hoe meer die storie versprei het, hoe meer rondstaanders het na Petrus, Johannes en die geneesde man gestroom. Met die groot skare voor hulle, gryp Petrus dan die geleentheid aan en hy begin dadelik om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Hy sê nie 'n dooie woord oor die wonderwerk wat nou net gebeur het nie. Hy praat net oor die verheerlikte Christus. Dis asof Petrus hier vir hulle sê, kyk weg van die wonderwerk af, kyk weg van my, van Johannes en van die geneesde man af, en kyk na Jesus Christus. Gevolglik vra hy vir hulle, Israeliete, hoekom is julle hieroor verbaas? Wat staar julle ons so aan, asof ons vanuit ons eie krag of vroomheid gemaak het dat hierdie man kan loop? Wat Petrus eintlik besig is om vir die skare te sê, is dis nie ons wat hierdie man genees het nie. Dis nie ons wat wonderwerkers is nie. Ons het nie buitengewone krag nie. Dit was hy. Dit was Jesus. Hy het hierdie man se bene kom sterk maak. Hy het buitengewone goddelike krag. Hy is die wonderwerker. Dit was Jesus. Dieselfde Jesus wie julle laat kruisig het, wat nou in sy opstandingskrag hierdie man se bene kom herstel het. Vir Petrus sê hierdie genesingswonder alles oor wie en wat Jesus Christus van Nasaret is. Dit sê alles oor Jesus se goddelikheid. Johannes skryf self aan die einde van die boek Johannes in hoofstuk 20 vers 30 tot 31 dat Jesus nog baie ander tekens gedoen het wat nie opgeteken is nie. Maar hierdie is opgeteken sodat ons kan glo in Jesus die Christus, die Seun van God. Gemeente, alles wat in die Bybel opgeteken staan, al die wonderwerke, die voorsiening in die volk se behoeftes, die uitkoms wat aan die volk gegee word, dit alles vertel vir ons net wie ons die enige God is. Dit sê vir ons niks van ons geloof nie, dit sê vir ons niks van ons gehoorsaamheid nie, en dit sê vir ons niks van ons eie sondigheid nie. Dit sê vir ons wie die God is, wie ons aanbid, wie hy was, wie hy vandag nog is, en wie hy vir altyd nog sal wees, tot die dag wat hy terugkom, om ons elkeen te kom haal. Deur die wonderwerke wat in die Bybel opgeteken is, word ons as gelowiges daarom gelei,
om Jesus Christus se goddelikheid te erken en te verkondig. Hierdie Jesus na wie Petrus die vinger wys in Handelinge 3, is waarlik God. Hy is heilig en hy is regverdig. Hy is die dienaar van God, wie gekom het om die wil van sy Vader hier op aarde te kom doen. Jesus is die een waaroor die evangelie getuig. En daarom in die woorde van Petrus, kyk weg van die wonderwerk af. Kyk weg van my af. Kyk na Jesus Christus. Fokus op Jesus Christus. Glo in Jesus Christus. In vers 13 sê Petrus vir die skare, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, die God van ons voorvaders, het aan Jesus goddelike krag kom gee. Met ander woorde, Petrus kom beklemtoon dat Jesus deur die Jodese God gestuur is. Die God van die verbond het hom kom stuur om ons te kom red. Nou dis ironies, want Jesus, die Seun van God, word deur die Jodese God gestuur, maar tog is dit die Jode wat nie vir Jesus wil erken nie. Hulle het nie vir Jesus as God erken toe hy nog geleef het nie, maar selfs tot vandag toe erken die Jode nog steeds nie vir Jesus Christus nie, selfs nadat hy uit die dood uit opgestaan het. Wat Petrus daarom nou in Handelinge 3 oor Jesus kom verkondig, is die hoogtepunt van die verbond wat hy met ons voorvaders kom sluit het. Want Jesus, die verheerlikte een, wat gekruisig is en deur God uit die dood uit opgewek is, hy is die vervulling van al die woorde en al die beloftes wat die profete in die Bybel vir ons kom gee het. 50 dae voor hierdie wonderwerk in Handelinge 3, het die Jode vir Jesus Christus verwerp. Hulle het gevra dat 'n moordenaar eerder in sy plek begenadig moet word. Hulle het vir Jesus aan die Romeine oorgelewer en hom as Messias verloon. Terwyl Pilatus, die heiden, vir Jesus Christus wou vrylaat, was dit die Jode wat die heilige en die regverdige een kom verloon het. Maar, vers 15, God het hom uit die dood opgewek en daarvan is ons getuies. Die God van die verbond, die God wie Israel erken het as hulle God, het nou Israel se dade omver kom werp. Hy het dit tot niet kom maak deur vir Jesus Christus uit die dood uit op te laat wek. Jesus leef. Hy het die dood oorwin en hy leef. Dit is dieselfde Jesus wat gelei het en wat gekruisig is, wat nou in sy opstandingskrag hierdie man se bene in Handelinge 3 kom genees. Die Jode het vir Jesus gekruisig en hulle het hulle rug op Jesus gedraai. Maar dis nie die punt van Handelinge 3 nie. Dis nie alleenlik waaroor die toespraak van Petrus hier gaan nie. Want alhoewel die Jode vir Jesus verloon het, kom verkondig Petrus nou op 'n hoopvolle manier aan dat ook hulle sondes vergewe kan word, alleen in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Geliefdes, die vergewing van die Israeliete se sondes, die vergewing van elkeen van ons se sondes, is moontlik, want die evangelie van God het nog nooit gefokus op ons sondes, of op ons dade nie. Die fokus van die evangelie is op Christus, sy kruisiging, sy oorwinning oor die dood en sy opstanding uit die dood. Daarom, alhoewel die Jode hulle rug op Jesus gedraai het, is daar vir hulle ook hoop. Daar's vir hulle hoop, want Jesus Christus is ons almal se hoop. Petrus wys daarom vinger na Christus se kruisiging, wanneer hy in vers 19 vir die skare sê, bekeer julle en kom tot inkering, sodat God julle sondes kan uitwis. Om te bekeer of tot inkering te kom, is niks anders as om deur die Gees van God gelei te word om weer terug te keer na God en na sy wet toe. Dit beteken letterlik in die Grieks om weg te draai van waarmee ons besig is en om van rigting te verander. Ons moet wegdraai van ons eie idees van wat reg en verkeerd is en terugdraai na God se woord, na sy wet,
sy idee van wat reg en verkeerd is. Wat Petrus hierdeur vir die Jode kom sê, is daar is vir julle hoop. Selfs julle vreeslike sonde waar julle rug op Christus gedraai het, selfs dit is deur Jesus se kruisdood uitgewis. God het julle gered met die moordwapen waarmee julle sy seun kom vermoor het. Hy het julle die misdaad gebruik, julle misdaad gebruik, om julle te kom red, om julle sondes totaal en al te kom afskryf. Daarom, bekeer julle. Keer terug na God toe, na sy bepalings en na sy woord toe. Want dan sal julle besef dat hy nog steeds julle God is. Die een wat julle uit Egipte, uit slawerny gered het. Dan sal julle besef dat hy nog steeds julle God is. Die een wat sy liefde betoon tot aan die 1000ste geslag van die wie hom liefhet. Gemeente, as Petrus vanoggend hier by ons kon wees, dan vermoed ek dat hierdie presies die boodskap is wat hy ook vir elkeen van ons sou bring. Want daar is vir ons ook hoop. Daar is vir ons hoop van die goeie nuus van die evangelie is geanker in Christus se kruisiging, in sy dade. Ons vreeslike sonde, waar ons dikwels ons eie koppe volg, waar ons keer op keer teen die wet van God oortree, selfs dit is deur Jesus se kruisdood uitgewis. God het ons ook reeds volkome kom red en van ons sondes kom vergewe. Selfs al skiet ons tekort, draai God nooit sy rug op ons nie en verwerp hy ons ook nie. Maar lei hy ons deur die Gees van God om keer op keer weer tot inkeer te kom. Om keer op keer weer in ons spore om te draai en terug te keer na God se woord toe. Omdat ons deur die Gees van God gelei word tot inkering, weet ons vandag dat ons sondes uitgewis is. Weet ons dat God ons in ons geloof kom versterk het. Die kern van ons verlossingsboodskap is daarom vandag nog steeds die goddelike Jesus Christus, die Seun van God, wat gesterf het, begrawe is en uit die dood opgewek is. Na al hierdie jare is dit steeds die enigste boodskap. Dis ook hierdie waarheid waarin ons vas staan en wat dit vir ons vandag nog moontlik maak om saam met Petrus te bely. Dis nie ek nie, dis hy. Dis die lewende Here. Hy is die een wat my help om tot inkeer te kom. Hy is die een wat my sondes totaal en al kom vergewe het. Dis nie ek nie, dis hy. Hy het my aangeneem as sy kind. Kyk na hom. Loof en prys hom. Glo in hom. Geliefdes, die 10-jarige Zulka en 11-jarige Liska het op daardie dag in 2010 vinger na mekaar gewys om ons eie verantwoordelikhede te ontduik, net om uiteindelik saam gestraf te word. In Handelinge 3 kom leer Petrus ons egter dat ons na Christus moet vinger wys. Nie omdat ons gestraf gaan word nie, maar omdat hy in ons plek gestraf is. As gelowiges kom leer Petrus ons om vinger na Christus te wys, want die goeie nuus van die evangelie is in hom geanker, in sy verlossingswerk aan die kruis. Wanneer ons vinger na Christus wys, dan doen ons dit en bely ons daardeur dat ons nooit gestraf of verwerp sal word nie. Want hy het ons sondes volkome kom vergewe. Ons wys vinger na hom, want self in ons swakheid weet ons dat ons met God versoen is. Weet ons dat dit alles eintlik net oor Christus gaan. Daarom het ons as geloofsgemeenskap vandag nog die voorreg om saam met Petrus te bely, saam met Johannes te bely, saam met die kerk van alle tye te bely, dat dit alles net oor Christus gaan. Nie oor ons nie, nie oor ons gehoorsaamheid nie, nie oor ons geloof nie. Dit gaan oor Christus. So glo in Christus. Amen.